Goeiedag vriende, ons luister vandag na twee gedeeltes, eers Eksodus 20 vers 12 en dan Efesiërs 6 vanaf verse 1 tot 4. Eksodus 20 vers 12, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. En dan lees ons ook Efesiërs 6 vanaf verse 1 tot 4. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning soos die Here dit wil. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. In die laaste 3 hoofstukke van die Efesiërsbrief lees ons wat dit beteken om met die Gees vervul te wees in elke aspek van ons lewe. Vandag gaan ons hoor wat 'n geesvervulde lewe vir die verhouding tussen kinders en ouers beteken. Ons luister na 3 punte. Wat is die Here se opdrag aan kinders? Wat is die Here se opdrag aan ouers? En dan, hoekom is hierdie opdrag so belangrik? Eerstens, wat is die Here se opdrag aan kinders? Luister mooi na die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder. Die 5de gebod sê nie, gehoorsaam of bewonder jou vader en moeder nie. Hoekom? Omdat die 5de gebod die beginsel gee. Soos wat kinders ouer word, verander hulle verhouding met hulle ouers, en ook die manier waarop hulle ouers eer. Efesiërs 6 vanaf verse 1 tot 4 praat met kinders wat nog in die sorg van hulle ouers is. Kinders wat nog besig is om op te groei. Sulke kinders moet dus aan hulle ouers gehoorsaam wees, want dit is hoe hulle hul ouers eer. Gehoorsaam dus jou ouers, selfs al verstaan jy nie die opdragte nie. Maar wees ook geduldig met jou ouers en vergewe hulle vir hulle foute. Hulle is nie volmaak nie, maar die Here gebruik hulle in jou lewe. Wanneer jy 'n volwassene is en vir jouself sorg, kry eer jou vader en jou moeder 'n nuwe betekenis. Nou eer jy hulle deur hulle ernstig op te neem en aan hulle liefde en respek te betoon. Dit beteken nie noodwendig dat jy moet doen wat hulle sê nie, maar dat jy hulle betekenisvol moet beskou en behandel. Hier is 'n paar praktiese voorbeelde. Onthou belangrike gebeurtenisse in jou ouers se lewe. Vra vir hulle raad en luister ernstig daarna, selfs al volg jy nie noodwendig die raad nie. Deel jou vreugdes en prestasies met jou ouers. Gee jou ouers erkenning vir dit wat jy by hulle geleer het. Wanneer jou ouers op 'n hoë ouderdom is, eer jy hulle deur hulle te help en te versorg. In die tweede plek, wat is die Here se opdrag aan ouers? Al word hier in vers 4 net van die vaders gepraat, sluit dit die moeders in. Die pa word aangespreek omdat hy die hoof van die gesin is. Daarom is hierdie 'n opdrag aan ouers en nie net aan paas nie. Pa en ma moet dus die kinders so opvoed dat hulle nie opstandig word nie. Daar is 2 maniere waarop ouers hulle kinders kwaad en opstandig kan maak. Die eerste manier is onbeheerde of oormatige dissipline, en die tweede manier is deur 'n gebrek aan dissipline. Die eerste deel van vers 4 vertel vir ouers wat hulle nie moet doen nie. En die tweede deel van die vers vertel wat ouers moet doen. Maak hulle groot met tug en vermaaning soos die Here wil. Die woord wat hier met maak groot vertaal word beteken om iemand te bring tot rypheid en volwassenheid. Dit beteken om 'n kind groot te maak tot 'n verantwoordelike groot mens. Ons kan ook die woord opvoed gebruik. Die hooftaak van ouers is dus dat hulle kinders moet leer en moet leer wat regtig belangrik is in die lewe. Hulle moet hulle kinders van die drie-enige God en sy genade en liefde leer. Gelowige kinders moet Jesus Christus as verlosser leer ken en weet hoe hulle as verloste kinders moet leef. Die Here wil hê dat ouers hulle kinders moet leer. Ouers moet hulle kinders se opinies vorm, nie die skool of die aktiwiteite waaraan hulle deelneem nie.
Dit gebeur natuurlik nie net deur woorde nie, maar ook deur die voorbeeld wat ouers vir hulle kinders stel. In vers 4 word 2 woorde gebruik om te verduidelik hoe ouers hulle kinders moet opvoed. Tug, dit is om iemand te dissiplineer, om iemand verantwoordelik te hou vir sy dade. En vermaning, dit is om iemand berading te gee, om iemand die leiding te gee wat hy nodig het. In die derde plek dan, hoekom is hierdie opdrag so belangrik? Hierdie opdrag is nie belangrik omdat ouers en kinders dieselfde DNA deel nie. Die Bybel leer ons dat 'n aangenome kind net so belangrik is soos 'n biologiese kind. Dit is ook nie belangrik omdat ouers wyser is as kinders nie. Die Bybel leer ons dat wysheid nie aan ouderdom gekoppel is nie, maar aan geloofsvolwassenheid. Vers 1 sê vir ons, die opdrag is belangrik, want dit is wat die wet van God vereis. God het gesag geskep, want gesag maak ons vry om te doen waarvoor God ons geskep het. Byvoorbeeld, as 'n klomp musikante bymekaar kom om musiek te maak, is hulle vry om mooi musiek te maak wanneer hulle na die dirigent luister. Selfs al is die dirigent nie so goed nie, is daar musiek. Maar as elkeen speel wat hy wil, is dit chaos. Die 5de gebod wys dus na die beginsel dat ons alle gesag moet respekteer. Maar die eerste vorm van gesag is jou ouers. Dit is die eerste gesag waarmee jy as 'n kind te doen kry. Wanneer kinders by hulle ouers leer dat gesag belangrik is, het hulle nie 'n probleem om ander gesag te aanvaar nie. Selfs al maak ouers foute in die uitoefening van hulle gesag. Die 5de gebod is die beginpunt van die uitlewing van ons liefde teenoor ons naaste. Want wanneer ons gesag aanvaar, leer ons om liefde en respek vir ander mense te hê, vir hulle lewe, vir hulle besittings, vir hulle huwelik en vir die waarheid. Daarom het die 5de gebod 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe hier op aarde. Kinders wat hulle ouers gehoorsaam en leer om gesag te aanvaar, het 'n vol en geseënde lewe. Hulle is vry om die Here te dien en hulle roeping in die wêreld uit te leef. Hulle lewe word gekenmerk deur orde en dissipline. Kom ons bid saam. Here onse God, ons wil U loof en prys, U wat almagtig is, U wat ewig is, U wat alomteenwoordig is. U is ook alwetend. En ons besef dat U ook weet van die sondes wat ons doen, en ons bely ons sondes voor U, ons bely ons gebrek aan liefde, ons bely ons gebrek aan gehoorsaamheid aan U. Ons vra dat U ons daarvoor sal vergewe. En lei en leer ons met die Heilige Gees om soos nuwe mense te leef, ook in die aanvaarding van gesag, en leer ons as kinders om ons ouers te gehoorsaam. Ons bid daarom vir ons gesinne, seën ons ouers in die opvoeding van kinders, en seën ons kinders, waar hulle opgroei om ook verantwoordelike groot mense te wees, wat U ken en dien, en wat 'n verskil in die wêreld maak. Ons bid al hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.